die son gaan staan, sonder my sorge. Hey julle, welkom by Vaskap, rond de 2 by Klein Willem Dam. Ek en Meas het gister toe gesit. Vandag sit ons hier op die kleibanke. En ek dink ons is vandag bietjie dieper water. Ons wil kyk of ons kan groter vis vang. Vandag as wat ons gister, laasweek gedoen het. Maar dit gaan op die einde van die dag vir ons net oor vis vang. Ons daag hier op, soos enige iemand opdaag by 'n vreemde dam. Ons het nie voer in die water gesit of niks nie. Ons hou dit reël, soos wat die Engelsman sê. En ons is net hier om 'n lekker visie te vang en om vir julle te wys. Wat doen jy as jy eerste keer in 'n nuwe dam kom? En hoe benader ons die Wes-Kaapse damme? Ek moet sê, ons toer in die Wes-Kaap is awesome op hierdie stadium. En ons gaan vandag hier hengel. Volgende week is ons in Bullshoek. Daar gaan ons dalk hopelik 'n bietjie groter vis vang. Maar elke vis wat ons vang op hierdie toer is net 'n blessing. Ek gaan oppas en dan wys ek julle wat ons doen. Kom hengel lekker saam met ons. In verlede week se program met hierdie Bandlik hardeflouties ons regtig goed gewerk. Dit is 'n baie sagte piesang en garlic geursel, Bandlik banana garlic. Ek sit net so hardefloutie op elke hoek en in plaas van 'n wit deegie wat ons nou eers gaan maak, gaan ek 'n custard bullet opsit. So 'n bullet is maar basies 'n sagte backing pappie. Ek hou daarvan om hom so 'n bietjie sagter te maak. Jy kan hom net so gebruik. As hy vir jou 'n bietjie hard is, druk hom net in die water, rol hom bietjie. Dan breek ek hom in die helfte, dan rol ek hom soos 'n wurmpie. Druk ek die steeltjie van die hoek so in hom in. En dan rol ek hom net om die hoekie en om die lyntjie. Vir die ouens wat nie wil deeg maak nie, daar's 'n goeie alternatief. En op hierdie een gaan ek dieselfde doen. Hierdie een is dalk nou 'n bietjie groot, hierdie gedeelte. So 'n klein stukkie afval. Om daar op sit soos wat ek altyd met die deegie maak. En nou hierdie selfde doen. Hierdie een gaan ek bietjie korter maak. Gaan hom nie so lank maak nie. Daar's hy. Lekker kort hoekasie. Stryk hulle hom al twee terug in die voerbal. Ek hou daarvan om hulle so langs mekaar te sit. En ek bietjie hele raptor opsit. En as die wind so waai soos wat hy nou vanoggend waai, dan maak die water lekker lewendig. En ons het dit in laasweek se program ook gebruik, net so 2 druppeltjies Spitfire. En as dit nou op een van daai floutietjies loop, is dit alright, maar as hy so in die middel deurloop, is dit nog beter. Kom ons kry hom in die water. Vandag gaan ek vis vang. Vandag gaan ek vis vang. So lekker koelerige, soos vroeër by die dam vandag, 'n bietjie koeler as gister. Ek is besig om die eerste stok te laai onder harde Bandlik fluit. En ek gaan begin op die boonste hoek met 'n turbo garlic pytjie. En ek gaan hulle albei net so saggies terugdruk in die bol. Nie hulle deegie aansit nou nie. En dan begin weer met daai ding waaraan jy vertroue het. Julius. Chop weer hier. En iets wat ek gister opgetel het, wat ek net graag wil doen is Kiana. En ek gaan net daai klein bietjie Kiana op die pytjie sit. Net daai kolletjie daar so bo op daai turbo garlic pytjie. En skry hom in die water. Ek is al so halfpad deur die opaas. Onder het ek 'n harde garlic flout opgesit.
gaan by die garlic geur bly vandag op die hoekasse. Ek dink net hierdie visies hou daarvan en as jy groter vis wil vang, is dit altyd 'n goeie geur om op te sit. Bo net 'n SVG floutetjie. Ek het weer 'n custard bullet onder opgesit. Ek dink ek gaan nie iets agter daai SVG sit nie. Ek gaan hom alleen hou. Hy keer dat daai hoek nie te ver terug gaan wanneer ek gooi nie of wanneer hy afsak in die water nie, dan hou hy daai asie naby die voerbal. En vandat ek dit so begin doen het, vang ek baie meer vis op die boonste hoek. Op hierdie bol gaan ek 'n bietjie kiana sit. So een lekker druppeltjie. En dan saam met dit 'n klein bietjie bulletproof. So bulletproof. Hy het nou ongelukkig nie 'n stickertjie op nie. Waar is hy? Waar is my bullet? O, hy het 'n stickertjie op. Daar's hy. Hy kom eintlik in 'n glasbottel. Dit's 'n lekker dik fluoresien. Spirits dippietjie. Maak ontsettend groen in die water. Maar met daai kombinasie, gewoonlik sal dit kiana en paint wees, wat oral te werk. Ek wil 'n bietjie fluoresien in die water sit. So vroegoggend net om te kyk of ons 'n groter vis kan lok nie. En sodra jy hulle aan die gang kry en die kleintjies byt, gaan na die gewone paint toe. Kom ons gooi maar. My tweede stok is reg om in te gaan. Turbo garlic pytjie wat ek geknip het, dat hy lekker kan uitlek. Binne in die bal ingedruk en onder het ek 2 sagte Spitfire oozing floats gesit en hom ook saggies in die bal ingedruk. Wyntjie waar hy is koel, so ek dink ek gaan 'n lekker spuitjie Spitfire opsit. En saam met hom Hartoekai het gister vir my baie lekker deurgekom. Skryf hom in die water, kyk wat maak hy. Hier is ons eerste byt. Sy, dit voel sommer 'n bietjie beter. Ek het 1 langstok en 1 kortstok gegooi. Dis een van die dinge wat ek maar altyd doen as ek na 'n vreemde plek toe gaan. Eerste keer op 'n plek sit. Maar wat ook belangrik is, hou die water dop. Ek en Mia staan nou daar agter ons, het gou 'n gekookte eier en 'n gisteraand se hoender geëet wat ons gebraai het. En ons kyk nou maar, jy kyk altyd vir jou polismanne. En tussen Mia se polisman en die kant draai daar 'n vis. En dan nou ook eene gedraai. So ek gaan definitief my basstok convert in 'n kort stokkie en ek gaan hom hier onder ons polismanne ingooi. En ek hoop hy vang die grootste visie. Want dan gaan ek hierdie groot stok net hier los in die kap. Hierdie visie kom lekker vinnig nader. Voel nie nou baie groter nie. Maar dis die eerste vis. Kom ons breek die ys en dan kan ons lekker verder hengel. Dit raak lekker vinnig diep hierso. Soos jy helling hier agter kyk, val hy redelik vinnig en ek dink hy val so in die dam in ook. Dis hoekom ons hier kom sit het, ons het gedink ons gaan bietjie groter visse kan vang hier, as die water so rapsie dieper is. O, gatapatata, hello daar. Adrian! Rocky, jy het 'n ghost card daar. Nee, die grootste vis in die wêreld nie. Maar enetjie wat lekker welkom is. Mia sê die kondisies is so anders as gister. Gister wil jy nie in die son sit nie, vanoggend wil jy in die son sit. Dis koud vanoggend. En ja, my baadjie. Hierdie een het gebyt op daai Bandie kardeflouties met daai custard bullet. Die kiana saam met daai bulletproof op die bolletjie. Ek gaan dit net so terugsit. Hoopelik vang ons 'n groter enetjie. Kom ons kry hom terug. En dan gooi ons kry ons daai asie so gou as moontlik in die regte area. Ek dink as ons bietjie rondspeel met die afstand sal ons dalk die visies net, ons moet hulle net eers raak gooi, dan sal hulle bly kom. Ek aas gou hier op, nou sal julle sien dit lyk soos 'n baie groot floutie wat hier in my hand is. En ons het al die vraag gekry, hoekom is al die flouties nie dieselfde grootte nie? Dit kom af van oorsee af, dit word ingevoer.
En dan vra die mense, wanneer gebruik jy die grootes, wanneer gebruik jy die kleintjies, want hulle kan almal kom in een botteltjie. So ek hou daarvan om op 'n sagte bodem. Hou ek daarvan om die groteres te gebruik. Of wanneer ek by 'n vreemde plek is soos vandag nou, dan hou ek daarvan om een groot, een klein te gebruik, want ons weet nie altyd wat gaan nie voor ons in die water aan nie. Dis maar baie keer is dit spekulasie. Hierso bo sit ek nou 'n kleiner enetjie op. So een groot, een klein. Een gaan dalk die grootes het definitief 'n bietjie meer dryfbaarheid as die kleintjies. En as ons 'n DG of 'n bullet agteraan sit, dan gaan as jy dieselfde grootte stukkie agteraan sit, dan gaan die grootte gaan definitief 'n bietjie meer opstaan as daai kleintjie. So en dalk net op daai dag soek hulle daai asie wat opstaan. Met die kleintjies sal ek dalk 'n bietjie groter asie aansit, net om seker te maak daai stukkie bullet vat hom af onder toe en hy lê saam met die mieliebol wat blus, lê hy daar onder op die bodem. En as hy karpie daar op die gebluste mieliebom kom eet agter die geur aan, dan suig hy daai floutie en hy sien partymal nie as hy floutie as hy hom insuig nie, dan vang hy hom. So dis maar hoekom ons dit so doen. Speel rond met die verskillende tipe flouties. Baie keer sal jy hoor die ouens sê, die groot flouties het vandag gewerk. Dan weet jy, daai vis het in die lug geëet, soos wat ons sê. As hulle sê die sagte flouties het gewerk, 'n sagte flout werk so, die gewig van die hoek vat hom af, hy gaan lê baie sag op die bodem, dan weet jy daai vis het daai dag op die bodem geëet. Moet die tyd, bietjie Kiana, ons sit dit op. Kiana is 'n lekker dik. As jou Kiana nie dik is nie, as hy nie so rooi is en groen maak in die water nie, dan sit 'n namaaksel, en as hy nie so lykie, dan sit hy die regte Kiana nie. En dan my bulletproof, waar is hy? Daai lekker spirit stippie. As hy lekker baie opgegooi. Ons gooi hom in die water, vang ons nog eenetjie. Ek het gesê ek gaan my basstok in 'n karpstok omskep. Daar hardloop hy. Hy het letterlik seker 10 minute gelê. Baie sad as mens met 'n nuwe basstok. Jy is te vir 'n karp vang. Lekker. Dis nie wat ons wil doen nie. Wat is dit? Dis 'n karpie. Ag nee, maar ek wil jou ou boet vang wat rook. Ons het hulle gesien draai hier voor. So. En ek wil maar net kyk wat dit is, of dit nie dalk kurpers is nie. Maar dit is regtig 'n karpie. So. Hou die oë oop. Sit die kinders se stokkie daar waar die visse draai. As hulle daar draai, dan gaan hulle daar eet. En want hulle is aktief daar. Kom. Hier nou wil hy vir my rondtrek hierso. As hy. Ek is nog besig om sonblok te smeer. Toe hardloop hierdie ou op die basstok, so lyk 'n basstok karp. Net 2 bandlik flouties, chop Spitfire. Laasweek se program se asies op die bolletjie letterlik 10 meter van die kant af. Ek dink ek gaan dit nog een keer doen en dan Mias, wil jy dit draai? Mias sê hy gaan dit ingooi. So ek gaan op my langstokke konsentreer. Kom ons kry hom terug en dan gaan ek my langstokke lekker aandag gee. Ons sê Mias vang 1 karp op my basstok. Dan gaan die spinner by terug. Daar waar die lyn in die water in gaan. My stok. Jy sien, dis hoekom ek my senuwees is klaar. Boom. Chakalaka. Uitje een.
Eindelijk. Chop BG. Moes een of ander tyd aan die gang kom. Ja, dit voel ook nou beter visie. Die stokke lê vandag definitief 'n bietjie langer as gister. Maar ek het hierdie stokke 'n bietjie verder gegooi as gister. Ek het 1,5 opgesit. En dit voel regtig na 'n ordentlike vis wat ek hier aan het. Hulle lê langer, maar ja, hy kan vir my enige tyd langer lê as die viskwaliteit net beter is. Daar's hy. Not too big, but lekker. Not too small, but lekker. Onderste hoekie matter. Ja, Daar's hy. pijnlik jou, lekker ding. Ja. Nie die grootste vis nie, maar kyk hoe pronk hierdie ouetjie vir ons vir daai rugvin. Wat 'n plesier, my eerste een, hopelik raak hulle nou 'n bietjie groter. Hy chop BG. Hy het langer gelê. Gaan dalk 'n veranderingkie maak. En we gaan wys julle wat doen ons. Ja, ons daai groter karpie. Omdat die water bietjie dieper is, het ons besluit ons gaan so 'n bietjie particle mix hier insit terwyl ons hengel. En ja, hoe ver is hy uitgemeet? 92 meter. So ek hengel ook omtrent op so 90, ons gaan so 5 spomps by hom gooi en dan so 5 by my kant. En dan gaan ons net lekker geduldig wees om te kyk hoe die Wes-Kaapse visse ook van ons particle mix. Wat is in die particle mix? Kom ek wys gou vir julle. Hier is 'n tiger nut, geel mielie, wit mielie, maple peas, dan is daar rooi koring, sorghum, hierso is buckwheat, daar's hempsaad, hierso is wat noem jy dit, black rape in, dan is daar hier's peanuts in, heel peanuts en gebreekte peanuts, plus daar's nog wild birdseed ook in, wat 'n verskeidenheid van klein saadjies is. En hierdie is 'n nuwe produk wat ons onlangs oor see raak geloop het. Is 'n wolfspomp, nee. Wat noem hulle die ding? Ek gaan nou op die naam kyk. Ek sal nou op die ding kyk. Maar hierdie is nogal 'n interessante ding. Hy werk met magnete. So as jy maak net seker en as hy val, maak hy oop. Alles gaan af. En jy kan vinnig 'n voerplekkie maak as jy wil. Jy kan dit met jou gewone stok ook gooi. Maak net seker jy het 'n lekker leader aan. Minimum 24 pond Intendo. Ek sal nie sommer ligter as 'n 30 pond leader gooi nie. En dan moenie met dun lyn dit probeer nie. Gooi met 10 pond lyn. Gebruik jou line clip haak in. Kry 'n bietjie particle mix op die regte afstand. Jy kan mieliebom ook vat. Jy kan mieliebom lekker styf aanmaak. Klein balletjies maak of dit baie slap aanmaak as jy in vlak water het. Kyk die magneetjies daar. Jy druk hom net na mekaar toe, dan klik hulle op mekaar vas en daai is sterk genoeg om die krag van die gooi te vat. Yes! Pellet gun 101. Pellet gun, noem ons hom. Is 'n dakvis onder ons neuse nou met die dingetjie gevang. Ek kan raak seker chop, né? Chop Spitfire! The one, the only, the original. Dit is nou chaos hier by ons. Hy is ingehak, wees vat. As jy jou penmaat inhaak kan hy sê nie vir jou haak nie. Kom ons ry. Ek het dit vir die pellet. Dit voel beter. Hier was 'n verskriklike byt op hierdie kort stokkie. En ek het nie gedink hier's klippe hier voor nie. Want dit lyk my hierdie plek vol klippe. Hier raak teen iets so. En ek het 2 hoeke aangesit en nou haak ons vas. Kom ons hoop hy kom los. Gee hom maar net tou. Gee lyn. Miskien raak teen iets nou.
Kom double X Wees doen, rustig, wees rustig man. Daar is hy. Is uit. Dankie double X. Het lyk bietjie beter, Mias. Ja, het voel ook 'n bietjie beter. Daai visie op die kortstok het nou afgekom. O ja, hier's 'n mooi vis. Ongelukkig het hy losgekom. Maar hierso is nou regtig 'n mooi karp. Ooh, ja, hier's wat ons wil hê. Hier's wat ons wil hê. Jo. Wat jy tyd, Mias. Ek dink dis so iets wat op daai kortstokkie ook aan was. Vinnig by die mieliebom sit. Het nie lank gelê nie, Mias. Glad nie. Ons het so klein bietjie particle mix in die water gesit. Sommige terwyl ons gehengel het. En instantly, daar is die resultaat. Gee hulle kos, hulle sal kom eet. Ooh. Ai. Boom chakalaka. Waka waka. Adrian! Well done, maat. Sy met die vis het nie 'n boelippie. Iemand het hom rof gehanteer, maar dit lyk nie of dit hom geplaat nie. Hy het groot geword. Well done, maat. Dis regtig 'n mooi vis. Ek skat seker so by die 4 kilos. Lang, lean. Fighting machine. Clan William fighting. Clan William, fighting machine. Ja. Wat het hy opgetel, man? Maar dit is hy chop BG en dan die bandlik float, maar hy Ek gaan laat jy en Benny van haar vaskap doen met julle chop BG. O ja, ek maak dit. Dis chop BG. Oorspronklike BG. Nou Ja, en hy het daai turbo garlic pytjie opgetel. En well done, man. ja, wat 'n pragt Wys jy net. Hallo. Iets bel hierso. Ons maak eers klaar met hierdie een. Ek het vir jou gewag, jy kan vir my wag. Maat, well done. Regtig 'n mooi vis. Ons gaan gou 'n foto of 2 neem. Dan gaan ek myne kap en dan sit ons hierdie ene terug. Ek dink ons nog een. Wat dink jy? Ek dink ook so, maar ek sien daai gele lyn raak Oeh, my klaar. lyn gaan klaar raak. Al wat ek kan sê is double X, jou lekker ding. Ek het hierdie vis opgetel en toe voel ek hy's al in 'n klomp klippe in. Ek gaan nou daai voorslag, daai lieder kyk gou-gou. Maar Ja, ons verduidelik net gou daar, maar uitgekry. ons Ongelooflik. het gou 'n bietjie particle mix ingesit. Yes. Letterlik, daar's 'n mite rondom die voer en die goed. Ek wil net duidelik stel, al was ons gister het ons nie gevoer nie. Dis nie iets wat ek doen nie. Ek dink is oneerlik om te voer en nie te sê dat jy gevoer het nie. Ons het vanoggend toe ons hier aankom, ons het letterlik 1 pak oopgemaak. Ons het net 'n halwe pak uitgegooi op 2 verskillende afstande. Ja. Ons het nie te veel lawaai gemaak nie. Dis 'n spiders pomp wat ons gebruik het, nie 'n wolves pomp nie. Hy maak ontsettend sag oop. So dit klink omtrent so 'n mieliebol wat val. En dis instant. Maar hierdie stok ek het hom dadelik aan haar gegooi. Ek dink die stokke, die mieliebom het nog eers geblus nie. Ja. So Boom, waar gaat ons? Wys jou. Het jy bietjie level 5 bygebring by die particles? Ek het klein bietjie level 5 oorgegooi en hom so 10 minute gelos dat hy lekker hom koud en oortrek. Soos hulle sakkoek sal uit daai visse van oral in hierdie baai getrek het. As dit vir jou werk, sal dit vir my werk. Dan sal dit vir hulle werk. As hy, neem 'n foto. Ek trek so lank hierdie een. Terwyl ek kan hierdie katrol trek. Hey, klaus sy alweer. Maak bietjie draai op ons Facebookblad, Vaskap amptelike blad. En gaan loer bietjie daar na ons borge. Ondersteun asseblief ons borge en sê vir ons borge, julle ondersteun hulle omdat hulle ons ondersteun. Gaan alles oor hulle betaal vir hierdie ligtyd en hulle betaal vir ons onkostes en al daai tipe van goed. So hoe meer julle vir hulle ondersteun, hoe meer kan ons hierdie doen. En 'n klein bietjie gaan 'n lang pad. Is 'n mirror, 'n fully skilled mirror, jou weer. Asai. Hy is nou nie so groot soos 'n Mias se vis nie.
Maar hier is wat ons noem 'n fully scaled mirror en die rede hoekom ek so sê, hy het groter skubbe, maar sy hele lyf is vol van daai skubbe. En hier is my gunsteling vis, my all-time gunsteling vis. Ek hou baie van die perskarpe, maar hier is my vis. Ek sal daarvan hou om so ene te vang van so 15 tot 20 kilos. Dit sal my droomvis wees. Ons gaan 'n fotootjie neem, dan sit ons hierheen terug, dan sit ek daai bandic float weer terug in die water. My linkerkant se stok is reg om in te gaan. Daai rooi op die Milliball is bietjie Spitfire, daai geel is 'n bietjie Raptor. 2 harde bandic floats met 'n langerige wit deegie agter en dan net 'n stopper deegie hierbo. Ek hengel hierdie stok so 90 meter. Kom ons kry hom in die water en kyk of ons nog een van daai spesiale visse kan vang. Nog 'n mooi vis. Nog 'n mooi vis. Jo, vang hierdie ene vir my nou omkant hoor. Jo. Jo, is 'n dik vis, mense. Ongelooflik, ons het daai bietjie particle mix gegooi. Hierdie stok is in die water nie eers 5 minute nie. Boom, jogalaga! Vet vis. Ek dink ons het hulle 'n nommer gekry, ja. Hier's nog 'n grootte. Ag, hier's 'n dik vis, mense. Ja, op hierdie stok het ek daai harde bandic float, turbo garlic pit, chop hier en Julius. My vis is hier voor, Miasin vat nog lyn. Ek gaan alweer ingooi, dan staan hy nog hier. Dit bly lekker. Moenie daai particle mix met level 5 en chop gee. Ja, maar dit nie gooi nie. Moet dit nie gooi nie. Maar dit nie gooi Ons het by die huis. Ja. Maak dit vir my maklik. Ek het so ruk terug toe kry ek so Facebook vraag op ons Facebookblad toe vra oukie, kan hy dit in die mieliebom inmeng en bolle daarmee gooi? Sê ek hom, ja, hy kan dit doen en hy's Vaalrivier toe. En die foto's wat hy vir my gestuur het, hy het 'n klomp mooi visse gevang met dit. So as jy nie 'n spom of 'n spot het om dit mee in te gooi nie, meng dit in die mieliebom in, maak bolle, gooi dit in, dit werk ook. So jy kan dit met die grootste liefde kan jy dit doen. Kry hulle net in die water. Daar's niks daarin wat die vis nie van hou nie. Ja. Hallo daar. Woep woep. Oh, is 'n mooi vis. Mias is nog besig met syne. Ons gaan gou 'n fotootjie neem. Hierheen het wat het hierheen opgetel? Brrr, ek kan dit is die Kiana nie bulletproof. Daar's hy. Vang maar net groter vis. Lekker. Laaste kyk. Dankie ou bil. Wat 'n voorreg. Kom ons skep vir Mias. Nou, die vis gaan nog lank staan, boys. Hy's groen, hier's 'n dik vis. Kan jy hulle vir Mias sien? Ek wonder waar's Mias. Hy net is te klein. Hierdie net skep 'n dik vis. Kyk hoe lank is hy. Die ding se kop gaan nou aanpas. Maar is reg, ek sal die stert gryp. Ek by die stert en ek skep die kop. Hoorie, ek moet dan net sê, kyk hierdie double X is net 'n ander lyn, maar hierdie ding het nou, toe my optel, sy weer in daai klippe in, soos vir ons voor 'n struktuurhengel of iets. En hy's in daai struktuur, ek het hom al uitgekry. 7 pond hoe klein. Weer in 7 pond hoe klein. Extreme Abrejan. Extreme. Dis hoe kom my pirie vir die dam so. Is dit so? Ja.
Dan sê dik lippe. What a fish. What a fish. Well done, maat. Ja, dankie. Het hy weer dieselfde opgetel? Selfe enetjie chop WG. Nou daai Julia's Turbo Garlic pytjie. Het hy die pit opgetel? Pit opgetel hierdie keer. Ja. Vorige een ook die Turbo Garlic pit. Ek sal maar met Turbo Garlic pit alleen naby jou. Ek gaan gou vir my as 'n mooi foto neem. En as jy die foto's wil sien, maak 'n draai op ons Facebookblad. En terwyl jy daar is, kyk asseblief na ons borge. Ek het nou nog gepraat van 'n gewigmanier na 1,5. So wat gebeur as gewoonlik hengel ons 'n 15 of 'n 20 gram sinker. Hierdie een is 'n 25 gram sinker. En die rede vir dit is die lugdruk is hoog en ek het met die korter stok gesukkel om by die distansie uit te kom. So te sit ek net daai 1,5 op vir daai bietjie ekstra distansie. En alles dieselfde gehou. Hier's waarmee ek nou daai twee pragtige karpe al gevang het. Aan die onderkant die harde Bandleek fluit met 'n wit deegie, Turbo Garlic pytjie met die wit deegie. En dan het ek so iets so lekker splash chop BG en daai Julia's opgesit. Kom ons kyk in die water, vang 'n vis. Die visse het laser vision. Jy kon my stok gekap het, ek was besig. As hy besig is, kap ek sy stok. Boom, chakalaka! Hy visies. Is nou op 'n kolletjie daar. Een ding wat ek gesien het van Klein Willem, as jy heeltyd dieselfde plek gooi of hy particle mix insit, dan gaan die visies kom. So as jy nie vis kry nie en jy kan dit letterlik van 10 meter af doen tot op 100 meter, jy gaan vis vang. Doen dit werk vir ons, dit sal vir jou werk. Saam met ons, Ros het uiteindelik opgedaag. Dankie, ek het geluk gebring. Slimste ou Ek kom toe vang hulle vis. Slimste ou in die WP. Blue Bull supporter in die WP. Ek's reg, nee. Die enigste. Hy snik na sy asem. Dit voel baie keer of ek die enigste blou wil Ek gaan jou aan Albert Ballack voorstel. Hy's een van ons pro-anglers, hy's ook baie slim hoor. Nee, kom, alle grappies op 'n stokkie. Ros, jy's van Signature Private Clients. Yes, ja, baie dankie vir die kans om ek sê ek het julle eintlik opgetel omdat ek en my seentjie altyd ons probeer vis vang. Daar sê nee, hier vang jy nou 'n lekker vis op Mia se stokke. En ja, so in ons Signature Private Clients, ons is in die tradisionele finansiële beplanningsbesigheid en Okay. fokus baie op beleggings meer. So as ons te veel geld het, bel hulle jou. Ja, En as hulle- of die wat bang is en nie weet hoe om te kan aftree en hoeveel hulle moet hê nie, so. Daar sê, okay. So, Ros, maar as iemand nou soos julle ons noem dit ook welstandsbestuur, as iemand nou spesifieke behoefte het, julle luister na almal se behoeftes en dan gee jy vir hulle, bied jy vir hulle dienste en 'n oplossing aan. Yes, ja, so die tradisionele manier ons Laat hom gaan. Die tradisionele finansiële beplanning ouens, so ons probeer maar altyd so goed 'n bietjie op 'n ander manier, maar eenvoudig hou ook. So die meeste van die mense wat by ons kom, is of mense wat reeds afgetree is, Ja. of ou wat sy besigheid verkoop het. Iets in daai lyn. En Kom ons gaan hierdie kant toe, dan skep ons hom. Hey, is 'n mooi vis. Kom. Kom maak 'n belegging hier by ons. Jo, dis hoe jy dit nie doen nie. Sê, mooi Ros. die groot ding, ek sê altyd vir die ouens wat by ons deur aanloop, dan sê ek altyd vir hulle, by ons gaan jy nou kry wat jy nodig het, nie noodwendig wat jy wil hê nie. Ja. En ek dink dit is Maar daar's 'n verskil tussen
tussen wat ouens wil hê, wat realisties is. Yes, en ek dink dit is En wat ons nodig het is altyd meer as alles. ja, en ek dink dis 'n leemte dink ek in die hele bedryf, weet, want 'n kliënt kom by iemand en sê ek soek nou graag hierdie produk of hierdie fonds wat 20 of 30% gedoen het. En dan sê ons altyd maar dis wat jy wil hê. Maar ek verstaan nie die risiko om daar te kom nie. Ja. En jy kan dit nie bekostig nie. Ja, Jy weet, so dit is die verskil dis maar 'n tussen groot ding. Finansiële bestuur is risikobestuur. Ag, dis 'n klomp goed in Yes, een. verseker. Ja. En ons sien dit, jy weet, kliënte wat te veel risiko vat wat hulle nie kan bekostig nie. Of aan die ander kant is ook waar wat jy kry mense wat so konservatief is Ja, laat sy dat geld hy nie regtig risiko groei. vat nie en dan kan die geld nie groei nie. Ja, so daar is 'n happy medium. Yes, en jy verseker. weet En waar dit is. elke kliënt is uniek. Ja. Alhoewel jy dieselfde tipe beleggings gebruik, maar elke kliënt is uniek in terme van sy behoeftes en sy doelwitte. En die ander belangrike ding is dat ons ook vir mense sê jy kan nie iemand se geld belê op grond van sy persoonlikheidsprofiel nie. Okay. Want een ou is 'n dobbelagtige persoonlikheid. Maar hy kan nie bekostig om uitlas risiko's te vat nie. Okay, ja. En daarom werk jy uit om te sê wat is jou doelwit van jou geld en hoeveel tyd het jy? Okay. So dit Ross, is maar kort. Ja, ons gaan nog lekker daaroor gesels. Kom ons het klaar fotootjie geneem. Ons gaan net die visie terugkry. Stil. Ons is besig. Ons gaan net die vis terugkry. Dan gaan ons oppas, nog een vang en verder met Ross gesels. Ek in die sonskyn langs die water. Vandag gaan ek vis vang. Boom. Lugga. Ons het nou net 'n mooi vis op Mias. Sy is ook gevang. En ons naamlik 'n papgooier gemaak want ons is papgooiers. Ek's 'n papgooier, hy's 'n spesies. Vis geskep. Alles gedoen. Lyne getangle, vis uit die net uit terwyl ons die stroppe losmaak. Boy, waar gaan hy? Ja, sê. Ons moes gister hier kom sit het. Ons het nie. Ons het nie. Maar dit was lekker daar tussen die klippe. En die skirpers. Ons het nou 'n paar skirpers van kamera afgevang. Mees my dis ons laaste vis vir hierdie program. Maar ons gaan nog 'n bietjie aanhengel. Ek dink so. So nog 'n vis of twee vang. Volgende program is by Bulshoek. Dankie dat julle saamgekyk het. Onthou om op ons YouTube bladsy en ons Facebook blaaie draai te maak. Asseblief ondersteun ons borge. Kyk ook daar wie is almal ons borge. En as julle wanneer julle vir hulle ondersteun, dan sê julle vir hulle julle ondersteun vir hulle want hulle ondersteun vir Vaskap. Ek gaan op hierdie vis konsentreer. Kom ons land hom. Dis ons laaste vis vir die program. Nou moet hy net in die net inkom. Mias het uitgesort daai turbo garlic pitte. Bring die groot karpe. Hierdie is nie so groot nie, maar is baie beter as die wat ons gevang het. Kom. Klein Willem Dam se goud. Al wat ons nog hier moet doen is een van daai Klein Willem geelvisse vang. Maar hierdie maak amper op daarvoor. En as hy die net sien wil hy hol. As hy. Dit is 'n mooi vis. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Ja, Wat 'n voorreg. nog 'n turbo garlic pit vis. Asai. Dankie. Sien julle volgende keer. Volgende program is al by Bulshoek dan. Dan vang ons hierdie oudjies. So sissies in matriek. Ja. Die bal werd die gejaag na wind, is by die huis my kind. Vandag gaan ek vis vang, niemand gaan saam, sou die wêreld vergaan, en die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die bal werd die gejaag na wind, is by die huis my kind. Dis net ek in my sonskyn, langs die water, vandag gaan ek vis vang, vandag gaan ek vis vang, vandag gaan ek vis vang, vandag gaan ek vis vang.